Net daar waar jy is, kom ons gee vanmôre die Here 'n lekker dankbare offer. En ons sê vir die Here, dankie Here, dankie vanmôre vir genade. Dankie dat U ons toevou vanmôre, Here, onder U liefde, U krag, U insig en U wysheid. Here, vanmôre elke woord, elke beweging, Vader, Here, kom ons nou so na U toe en ons vra dat ons gedagtes onder U sal word by U heerskappy, sodat ons hierdie woord sal hoor. Vanmôre gaan U met iemand praat, Here. Vanmôre is ons hier deur diepe insig onder die leiding van die Heilige Gees. More of the Holy Spirit, Here. Vanmôre vra ons, Here, meer van die Heilige Gees. Maak ons diep vanmôre, Here. Gee ons daardie insig om U woord en U stem te kan hoor. Om stil te kan word voor U vanmôre, Here. Om onsself toe te wy. Om diensbaar te kan wees, Here. Here, voordat ons bedien kan word, moet ons eers leer hoe om te dien. En dankie, Here, dat U ons leer om te dien. Dat ons 'n diensbare knegt sal wees vir U. Uitverkorenes, chosen ones. Ons is uitverkies vanmôre, Here. Dankie vir die woord. Dankie vir ons redding vanmôre. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Wanneer ons vanmôre bose geeste bind, wil ek jy moet iets baie mooi verstaan. Wanneer jy opstaan, wanneer jy stil word, in oomblikke in jou stilte tyd, in jou gebed, en as jy na huis toe gaan, bind dit af hoor, of bid dit af, was dit af van jou af. Amen? Amen. Hoekom sê ek dit? Dis nogal 'n oorlogvoering wat nie vir almal beskore is nie. Baie mense dink dit is so. Wees versigtig wie hande op jou lê en wie jy op hande lê. Want jou eie lewe moet rein wees. Amen. Jy moet glo in die volle werking en die krag van die Heilige Gees vanmôre. Glo jy dit vanmôre? Ek wil 'n bietjie met jou praat oor chosen ones. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor uitverkies. Onder andere wil ek praat met die diensknegte ook. Leiers, geroepe mense wat sê hulle is diensbaar vir God en hulle tyd opoffer. Maar partykeer kom ons as mens, dan dien ons twee gode, want ons wil nog in die wêreld ook wees en dan wil ons by die Here wees. Vandag wil ek jou vra, in hierdie laaste tyd het die Here my diep gevat. Die Here vat my baie diep. Ek wil baie meer weet en ek kan dit sien en ek sien wat aangaan in die dinge. Maar ek praat vanmôre met jou uit die woord van die Here uit 1 Petrus. 1 Peter 2 vers 9. En jy kan saam met my lees, hoor wat sê die skrif, een enkele versie wat baie krag dra. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Ek glo nie hierdie geslag gaan verbygaan voordat die Here gaan kom nie. Glo jy dit ook? Ek glo dit. Gaan kyk 'n bietjie. 'n koninklike priesterdom. 'n koninklike priesterdom. 'n heilige volk. 'n volk as eiendom verkry. Wanneer ek praat van priesterdom, dan verander dit, man, daar by jou werk, want dan vloek jy saam. Eina. Vrou, jy's kinders saam. Eina. Jy sien, want dan bedroef ons eintlik die gees van die Here. Wanneer ons nie stil word nie, wanneer ons nie tyd maak nie, wanneer ons nie dissipline het nie, gaan kyk 'n bietjie en gaan bid 'n bietjie oor die priester, die koninklike priesterskap in jou lewe. Nie iemand anders se lewe nie, nie Makie se lewe nie, jou lewe.
Amen. Kom ons kyk 'n bietjie. 'n Volk as eiendom. Wat is ek en jy? Ons is God se eiendom. Nou wat doen jy met jou eiendom? Skeep jy dit af? Jou kind, jou vrou, jou man, jou familie is jou eiendom om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Ek wil vanmôre deur te begin om te sê dat niemand het die Here verplig om ons te red nie. Hoor baie mooi. As hy wou, kon hy my en jou in die duisternis en die sonde los, of gelos het. Net soos wat hy met wie gemaak het. Gaan kyk 'n bietjie, met die gevalle engele. Met die gevalle engele. Kom ons kyk gou in die boek van Hebreërs. As jy wil blaai, kan jy blaai, maar anders te lees ek dit gou vir jou. In Hebreërs 2 vers 16 sê die woord van die Here, want waarlik, hy is nie op die bord nie, jy kan dit net aanteken en saam lees, maar as jy dit wil lees in die boek van Hebreërs 2, hy sê, want waarlik, hoor gou, hy bekommer hom nie oor die engele. Hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Hoor gou baie mooi. So ek wil weer eens sê, hierdie vers van ons teksvers, julle uit die duisternis geroep het tot die wonderbaarlike lig. En ek wil hê jy moet hoor vanmôre, niemand het hom verplig om my en jou te red. Ek en jy is uitgekies, ons is uitverkoor, we are chosen. Amen. En ons het besluit, ons luister na die stem. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Maar hy het nie. Weet jy, die saak is altyd, ek kyk so daarna, maar hy het nie. Hy het besluit, hy het sy enigste kosbare seun gegee om vir ons te sterf aan die kruis en ons vier dit. Hy het 'n plan gemaak om ons te red. Amen, is dit nie so nie? Hy het 'n plan gemaak om ons te red. Nie slecht, ek wil jy moet iets hoor vanmôre, as 'n diensbare, as enige iemand, as 'n kind van die Here. Ek wil jy moet hierdie baie mooi hoor. As jy uitverkies is, dan pas jy gewoonlik nie aan by baie mense nie. Jy sukkel om in te pas, want baie mense hou nie van jou nie. Daar is 'n botsende gees. Hoe dieper jy met die Here wandel, hou hulle nie van jou nie. Hoor gou 'n bietjie mooi, ek weet nie of jy dit al gesien het nie. As jy nog inpas by hulle, dan het jy 'n probleem, dan moet jy jou priestersdom of jou priesterskap ondersoek. Amen. Kom ons wees eerlik. Het jy al agtergekom? Het jy dit al agtergekom? Jy pas nie in by mense nie. Mense gaan nie van jou hou nie. Hulle gaan nie van jou hou nie. Hulle gaan nie van jou hou nie. Hoor gou baie mooi. Ek onthou baie jare terug toe ek nog jonk in die bediening was, het ek altyd gedink ek het 'n groot aandeel aan my redding. En ek sien dit nogal baie kere by wedergebore kinders van die Here. Want jy druk nogal baie kere die woord diep in mense in. Jy wil verander. En toe kom ek agter eendag, maar nêrens in die boek sien ek my naam dat die Here my wil hê ek moet dit doen nie. Hy is die ene wat red. Amen. Hy sê jy is die instrument. Amen. Jy sien, ons is trots. En ons wil tog so graag 'n aandeel hê in ons redding. Kom ons kyk gou. Ek wil net vir jou nog 'n versie lees daar uit Hebreërs. Sommige Hebreërs 10, mag ek maar? Yes, hoor gou hierso. Hebreërs 3 vers 13. Dit kom net sommer nou by my op. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hoor baie mooi. Vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie.
Paulus skryf volgens 1 Korintiërs 1 vers 29, kies God wie hy wil. Hy sê in die woord, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Lees saam met my op die skrif, jy kan daar gou saam met my op die bord lees, hoor baie mooi. Hy sê, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom in julle, in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Hoor dan. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Die wat roem, moet in die Here roem. Nou, hoe roem ek en jy in die Here? Hoe roem ons in die Here? Wat doen ons? Hoe bedoel hierdie verskriklike wyse man wat hier skryf, Paulus vir ons hierdie gedeelte, uit die wysheid uit God en die geregtigheid en die heiligmaking en die verlossing, sodat ek en jy dan in Jesus kan roem. Maar Here, ek kan mos besluit het of ek my lewe vir U wil gee of nie. En as ek my lewe vir U wil gee, hoekom kan ek nie my lewe geniet nie? Dis mos so baie mense redeneer. Wat's fout daarmee? Wat's fout daarmee? Jy sien, mense wil God se liefde en geregtigheid verdedig. Ek sê weer vanmôre, mense wil God se liefde en regverdigheid verdedig. Ons hoef nie. Jy hoef nie. Jy hoef dit nie te verdedig nie. Paulus skryf in Romeine 9, hy sê die volgende in Romeine, daarvan af vers 11 tot 18, maar ek wil net vir jou 2 verse saam lees. Weet jy wat, lees dit saam met my. Lees dit gou saam met my, blaai gou saam met my na Romeine toe. Romeine is die heel eerste boek, na Handeling. Romeine 9. Skryf Paulus vir ons hierdie pragtige vers. Ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan dit vir julle lees. Nee, ek gaan nie van daar af lees nie. Ek gaan van daar af lees. Ons lees vanaf vers 14. Kom ons vergeet vanaf 11, jy kan dit maar gaan lees in jou eie tyd. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartigheid wys oor wie ek barmhartigheid wil wys. Barmhartig, kom ek dis oor. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Mense hoor baie mooi. Want die skrif sê aan Farao, hierdie wil ek vir jou leer, hy sê hierso, want die skrif sê aan Farao, juis hieroor, of hiervoor, het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig, so is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Hoor baie mooi. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Hier gebruik hy 'n man soos Farao, om sy krag ten toon te stel. Almal ken die verhaal van Farao, amen. En tot vandag toe nog gebruik hy die vyand, jou vyand, om sy krag in toon te stel. Baie mense sê uitverkiesing is onregverdig. Weet jy hoe sê hulle dit? Vandat ek die Here begin dien, gaan my lewe verkeerd. Loop alles in my lewe verkeerd. Maar weet jy wat? Kry julle dit ook? As mense dit sê. Luister, ek wil jou iets sê vanmôre. Daai dwaases, daai onwysiges. As God regverdig moet wees, gaan almal hel toe. Jo, skrik ons nou. Dis die waarheid.
As ons so wil redeneer oor die uitverkiesing dat God is onregverdig omdat hy ons uitverkies het, wil ek vanmôre vir jou sê, as God dan regverdig moet wees, gaan almal hel toe. Almal. Hoekom is ons gered? Want dit is genade, ons sien dit. Dit is genade, en hier kom die genade boodskap in vanmôre. God besluit wat regverdig en onregverdig is. Hy hoef nie rekenskap te gee aan enige iemand nie. Weet jy wat was vir my 'n verskriklike mooi gebeurtenis? Baie mense bring vernietiging. Daarom hoor hulle baie kere nie die stem van die Here nie. Daar kom nou iets by my op. Mag ek dit met jou deel? Mag ek dit gou met jou deel? Blaai gou vir my na die boek van Handelinge toe. Die boek van Handelinge. O, hierdie is mooi. Hierdie is pragtig. Die besluitneming van God oor wat hy wil doen en wat hy nie wil doen nie. Ek wil hê jy moet iets doen. Het jy 'n pen by jou? Maar merk jy in jou Bybel, het jy 'n boekie? Merk dit. Hierdie is ongelooflik baie belangrik. Is jy reg? Handelinge 1. Onthou julle die woordjie Handelinge 1 vers 8 waar hy sê, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hoor wat sê hy vir ons. Nou moet jy dit merk. Mense, kom ons kyk gou, kom ons breek hierdie skrif vanmôre baie duidelik op. En vanaf vers 15, ekskuus, het ek nie die verse sê nie. Handelinge 1 vers 15. En in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, 'n skare van persone daar by mekaar, was omtrent hoeveel? Mense merk daai. Daar was omtrent 120, merk dit, ek wil hê jy moet iets baie mooi hoor, ek breek hom vanmôre vir jou op, ek wil iets hê, jy moet iets hoor. Hy sê dan daarso en gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word met die Heilige Gees voorspel en deur die mond van Dawid. So in die Engels sê dit mooi, in the upper room, in die boventrek. Iemand in die hemel het hierdie koppe getel. Iemand in die hemel vanmôre tel die koppe in hierdie kerk van No Limits, in die kerk wat vanmôre die Heilige Gees en die gawes en die krag soek. Jy kry dit nie, want daar is 'n verdeeldheid, daar is 'n vernietiging in jou hart. Maar ek wil dit hê, ek sê dit vanmôre. Ek wil nie nou daaroor praat nie, maar ek wil hê jy moet iets hoor. So iemand het hierdie koppe getel. Hoeveel was daar in die upper room? 120. Kom ons gaan gou na Handelinge 2 toe, hoor wat sê hy. En dit was op die dag van wat? Pinksterfees. En almal het eendragtig by mekaar gekom. En hoor wat sê vers 2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Kyk gou wat gebeur toe met hierdie 120 mense, die besluit van God in hierdie einste kerk vanmôre, die wat hulle soek en dit wat soek. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Maar ek wil hê jy moet hierdie mooi hoor, vers 3. Toe is deur hulle tonge gesien soos vuur. Wie sê vanmôre hier en sê werklik waar, Here, tel my kop. Ek soek die krag van die vuur. Ek soek die krag vanmôre. Kom ons gee die Here lofoffer. Niemand soek dit. Amen. Verstaan jy dit? Sonder die krag en die Heilige Gees is daar vernietiging in jou lewe. Jy maak oop deur. Jy verskonings. Jy sonder nie af nie. Jy's in die wêreld en as jy by die Here. Jy het nie 'n volharding in jou nie. Jy het nie dissipline nie. Maar hier sien ons dit. Moet ek verder preek? Kan ek maar ophou? Ek het gesê wat ek wou sê. Nou kry ek warm. Jo, jy sien, dis die vuur van die Here. Prys God. Prys die Here. Toe maar Tommy, ek gooi hom sommer net hier so. Nou is ek aan die brand. Yes, dis lekker om in die brand te wees. Vir die Here. O, Here, stuur die krag en die vuur op my. Stuur die krag en die vuur op my. Amen. Paulus skryf in Hebreërs 12 vers 1. Hy sê, laat jy vanmôre voordat jy dit doen, laat ons ook elke wat af lê, elke las af lê.
Wanneer jy huis toe gaan, lê die las af, want jy het vir iemand gebid. As jy aan iemand raak vanmôre en jy's nie rein en daar's iets in jou, dan spring dit op daardie mense. Amen, kom mense, kom ons wees eerlik vanmôre. Kom ons wees eerlik. Hy sê, lê elke las af in die sonde wat ons so maklik omring. Wat ons so maklik omring. Jesus, hierdie nag sit hierdie laaste tyd te battle met die duiwel. Ek is eerlik mense. Maar jy weet wat? Ek staan op my knieë voor God, ek roep die heilige God van Abraham, Isak en Jakob. Ek roep die Here uit wat dieselfde vuur op hierdie 120 disippels of op hierdie 120 mense gegee het. Hy gee dit vir my ook vanmôre. En weet jy wat 'n skrif gee die Here vir my? Kan ek gou vir jou vra? Net so die blou tyd. Lange laas was jy in die boek van Kronieke. Blaai gou saam met my na die boek van Kronieke toe, 1 Kronieke 29. En mag jy hierdie week, hierdie verse bid in jou lewe. Mag jy ernstig raak in hierdie lewe oor hierdie verse. Kom ons kyk gou in die boek van 1 Kronieke. O, hier is my koutjies, ek het julle nou gesoek. Sjoe! Waar is julle twee? Mense, hulle naam is iemand en niemand. Hulle krap in die Bybel. Iemand krap en niemand weet. Prys die Here. Waartoe wil ons gaan? 1 Kronieke 29. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons daar. En jy moet dit bid, mense. Lê dan elke las, as jy daar, ek gaan net water drink. Ag Here, dankie dat jy goed is. Dankie Here dat jy vanmôre die vuur op elkeen gaan sit wat dit het. Dat die hemel tel iemand te kop vanmôre wat 'n dringendheid nodig het. Iemand wat 'n passie het vir die Here vanmôre, ek voel dit. Ek voel dit vanmôre. 120 in die upper room. Iemand tel hulle koppe. En daar kom 'n geweldige rukwind. En die Here stort sy gees op hulle uit. Amen. Wow. Ek het so begeerte laat dit ooit hier sal gebeur. That's what we call a revival. Die vuur hardloop. Die vuur hardloop. 1 Kronieke 29 van vers 11 bid hierdie mense. Hoor Dawid se gebed. Aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem. As jy nie hierdie week hierdie jou gebed maak nie, moenie iets anders te bid nie. Ek pleit by jou, gaan bid hierdie vanmôre, want ek wil jou iets wys. Ek wil jou iets wys vanmôre. 1 Kronieke 29 vanaf vers 11. Aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja alles in die hemel en op die aarde. Aan U Here kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Oor alles. En die rykdom en die eer kom van U. En U heers oor alles. En in U hand is krag en mag. En in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou onsse God, ons loof U, ons prys U heerlike naam. Hoor gou hierso. Merk dit. Vers 12. En die rykdom en die eer kom van. Die rykdom en die eer kom van. Okay. En U heers oor alles. En nou moet jy hierdie merk en hoor wat sê hy. En in U hand is krag en mag. Wat hoor jy? Die hand van die Here is op my. Daar's dit. Die gees van die Here is op my. Hier sê hy dit, bid dit. As jy vanmôre krag en die mag van God in jou lewe soek, moet jy vir die Here bid. Hoor wat sê hy? En die rykdom en die eer kom van U, U heers oor alles en in U hand is krag en mag. So U het ons die krag en die mag gegee om te kan bid en om teen hierdie bose te kan veg en om vir elke een van julle te bid. Om vir julle te kan bid. Weet jy wat soek die Here? Die Here soek bietjie vir 'n oomblik net jou volle aandag. Wil jy nie net vir 7 dae 'n bietjie jou volle aandag gee nie? Wil jy nie net bietjie vir 7 dae as jy die Bybel oopmaak, net hierdie bid nie, saam met Psalm 131. Yster slyp yster. Spreuke 27. En vriende vorm mekaar. God sit die regte mense op jou pad.
om jou op te lig, om jou nie te oorweldig nie. Daarom moet jy afgesonder wees, diensnig. Jy het mense wat jou oorweldig, man. Jy moet afsonder. Afsonder. Ons moet bietjie vir 'n slag op die Here wag. Lees saam met my Psalm 131. O, die Here se naam is groot. Hy is die groot koning. Ons moet sorg dat ons maar Dawid se gesindheid het. Wonderlik om sy gesindheid te hê. Psalm 131 gaan ek kom al lees, as julle daar. 'n Bedevaartslied van Dawid. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in U. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Wag op die Here. Geliefdes, weet jy wat sien ek vanmôre? Ek glo hier aan vanmôre. Dit is so eenvoudig. Glo eenvoudig in uitverkiesing. Omdat die Bybel dit leer. God het Abraham uitgekies, God het die nasie Israel sy volk gemaak. Hy het die Jode sy volk gemaak. Baie verse in die Nuwe Testament praat onder andere van uitverkiesing in Matteus 22 vers 14. Mag dit nooit so wees by jou nie. Baie is geroep, maar min is uitgekies. Ek sê Matteus 22 sê, baie is geroep, maar min is uitgekies. Baie is uitgekies. 2 Timoteus 1 vers 9 sê, want ons is gered en geroep met 'n heilige roeping. Want ons is gered en geroep met 'n heilige roeping. Wat soek jy nog in die wêreld? Is dit vir jou so lekker? Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en wat? Genade. Genade. Wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Dis genade. Die genade moet jy nie verkeerd verstaan nie. Dis genade. Dis 'n geskenk wat die Here jou gee. Baie gelowiges dank God nie vir hulle uitverkiesing nie. Omdat hulle wonder of is hulle uitgekies. Omdat hulle wonder is hulle uitgekies. Of nie. Hoe weet 'n mens jy is uitverkies? Hoe weet jy is uitverkies? Omdat jy elke Sondag kerk toe gaan? Mooi. Nee. Ek glo in die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo aan Jesus Christus wat vir my gesterf het aan die kruis, wat uit die dode uit opgestaan het, ter helle neergedaal het en sit aan die regterhand van God die Vader, wat 'n persoonlike ontmoeting met my gehad het, die persoonlik vir my Here verlosser, ek het hom my persoonlike redder gemaak. Hy het gesê, kom na my toe jy moeg was en jy was oorlaai, toe ek nie meer kon nie, en hoe sal hulle sê, jy jou hart toe vir die Here gee, by wyse van spreuke, né? Toe ek my oorgee, toe die roeping daar is, toe is ek uitgekies deur God die Vader. Ek glo in Jesus Christus. Dis hoe jy weet, jy is uitgekies. En jy hou sy gebooie. Nie die 10 gebooie nie, die hele boek, die hele Bybel. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 1 vers 4 en 5. Broeders, julle vir wie God liefhet, ons weet van julle verkiesing. Kan ek vanmôre persoonlik, nou Limits Gesinskerk, julle vir wie God liefhet, ons weet van julle verkiesing. Want ons evangelie het nie alleen deur die woord nie, maar ook met die krag. Met die krag en deur die Heilige Gees en in volle versekering na julle toe gekom. Hoor daar, 120 mense in die boefretrek op Pinksterdag. Op Pinksterdag, die Here het nou nogal so mooi fees ook gevat.
en hy kap hom. Ek het 'n beroering met mense gehad en mense is so. En dan kom maar baie kere iets in jou op en dan kom jy agter, maar dit is nie hier nie, dan is jy so diep verwonderd in die krag van God se gees. Hoor gou mooi, want God se krag en God se gees sê in Matteus 18 bind elke bose mag. En so kry ons 'n argument en met mense en ongeskikte mense en dit gaan ons maar deur en al daai dinge, want jy weet wat, as jy iemand aan die dood afstaan en jy het nie vrede gemaak nie, sal jy altyd met daai selfverwyd en daai spyt loop en so 'n mooi woord, maar is altyd te laat, gaan maak reg. God haat 'n hoogmoedig en hy haat trots. Amen, hoor mooi. Daarom voel jy nie die krag van die Heilige Gees nie. 1 Kronieke 29, die hand van die Here, die krag van God is daar. En ek sê, Here, kom by magte in die naam van Jesus. Onthou nie in jou krag nie, in die naam van Jesus bind ek hierdie krag van woede, hierdie krag van vernietiging, hierdie krag van woorde. En na julle omstandighede verander so. Dit verander so. Net so. Draai dit. Dis krag wat die Here jou gee om te doen. Dit bind dit. Dit bind dit. Dit bind dit. As jy in Pick n Pay staan, haal by Pick n Pay en hulle tik so. O, Here, ek bind hierdie lui gees, laat hy vinger werk. As jy afvat hulle. Ja. Plaas van kwaad word. Amen. Ek dank die Here, Monja 60 ontdek. Maar ek is nog ou skool, ek ry nog so nou en dan winkel toe. Kan ek jou vanmôre vra, dankie Vader vir uitverkiesing. Of verkiesing. Weet jy wat beteken dit in Grieks? Die Grieks vir dankbaarheid is om volle saam te stem. Dit beteken dit letterlik in Grieks. In Grieks beteken dit om ten volle saam te stem. Amen. 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 Die Vader en die Heilige Gees, of Jesus Christus en die Heilige Gees stem ten volle saam oor jou uitverkiesing. Nie een verwerp jou nie. Nie een verwerp jou nie. Geliefdes, in die hemel en op aarde onder mense en engele, kies hy wie hy wil. Hy kies wie hy wil. Dit is soos trou. Jy raak verlief, jy trou en jy kies wie jy met wie jy wil trou. En dan ook kies jy wie wil jy na die troue toe nooi. Amen. Maar weet jy, so werk dit in die Bybel ook. Kom ek wys jou, blaai na Openbaring 19. Blaai saam met my na Openbaring 19. Hoor baie mooi. Ek wil dit vanmôre illustreer met 'n aardse troue of met 'n aardse bruilof en die hemelse bruilof. Dit werk presies so. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre. In die hemel en op aarde en onder mens en onder engele kies hy wie hy wil. Net soos jy kies met wie jy wil trou. Nie jou ouers nie, jy. Jy kies. Jy kies. En jy met jou bed, as jy jou bed gemaak het, het jy hom gemaak. Het jy hom gemaak. Net soos Jesus vry om sy bruid te kies. En sy gaste, ja, kom ek sê dit by, en sy gaste. Hoor gou. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, geseënd is jy. As Jesus jou kies na sy troue en as hy jou uitnooi, want hoor wat sê Openbaring 19. Openbaring 19 vers 9 sê vir ons hierdie volgende vers. Hy sê, toe sê hy vir my, skryf salig. Salig, dit beteken geseënd, welgeluksalig, geseënd. Geseënd is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is 'n waaragtige woorde van God. Hoor mooi, geseënd is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die lam. Nou wonder ek en jy vanmôre, is ons dalk genooi? Kom ek sê gou vanmôre en ek gaan afsluit hiermee, jy sal weet of die Here jou gaan nooi of nie. Maar ek wil jou bemoedig vanmôre, ag jouself vanmôre bevoorreg, dat God jou uitgekies het.
Psalm 65 vers 5 sê, welgeluksalig is hy, wat u uitkies en laat nader kom. Geliefdes, ek en jy is werklik en waarlik geseën vanmôre. Ek pleit by jou vanmôre, moet jou nie vir uitverkiesing verskaam nie. Moet jou nie vir uitverkiesing skaam nie. Vat jou Bybel so in jou hand en dan kyk jy so na jou Bybel. Ek wil nou nie eintlik so stelling maak nie, want my Bybel is rooi, maar hy bloos nie. Want die Bybel bloos nie daaroor nie. Maar verwys onbeskaam na gelowiges as God se uitverkorenes. Hy verwys na God se uitverkorenes. Die wat gechosen is, hulle wat gekies is. Weet jy dat die Vader se rymmark kom vanmôre, die welbekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, hoor mooi, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het ons uitgekies, in hom is ons geheilig, om sonder gebrek te wees. Amen. Here, baie dankie vanmôre, dat u ons uitgekies het. Ag Here, dankie dat ek vanmôre weet, ek is op pad saam met u, en ek wil wees by die bruilofsfees saam met u, Here. Dankie vir die Heilige Gees en die krag, dankie dat ons vanmôre weet, dat ons onsself moet uit en afsonder. Ja, Here, baie gaan nie van ons hou nie, en min hou van ons. Want ons het 'n botsende gees, die belange van dit. Maar daar is niks lekkerder, Here, is om die krag van die Heilige Gees te kan hê. The power of the Holy Spirit, there's power in His blood. There's power in the name of Jesus. Ons roep U aan vanmôre. We call up unto your name this morning, Lord. Oh, He touch me, speel hom vir my.